Suid-Afrika is 'n pragtige land, maak nie saak waar jy is nie. Of dit nou in die hartjie van die Vrystaat is, of in die middel van die Karoo. In hierdie video wys ek graag vir julle 'n gedeelte van die land, wat ek nou al verlang wou besoek. Maar daarvoor moes ek en Phineas eers bietjie oefen, want ek het geweet wat vir my wag. Die Drakensberge. My reis begin van die plaas tussen Heilbron en Frankfurt, waar die grootste berg in die omgewing hierheen is. Die Vrystaat is maar plat tot jy by Harry Smit kom, waar die mis die berge soos 'n kombers toemaak. Dit was baie mistig die oggend, maar dit het nie Phineas gekeer om bietjie van nader met die berge kennis te maak nie. Naby Harry Smit is die Sterkfonteindam. Dit is die land se derde grootste dam en is op plekke tot oor die 90 meter diep. Dit dien as 'n opgaardam vir die Vaaldam laer af en kan tot 2,6 miljard kubieke meter water hou en beslaan 'n area van amper 70 vierkante kilometer. Vir die volgende 2 dae sou ek by Cathedral Peak oorbly. Ek het die hele tyd in die reën gery en die berge was almal toe van die mis wat 'n baie misterieuse atmosfeer geskep het. Al kon mense nie die berge sien nie, was die area ongelooflik mooi met laer berge wat mens daarom later deur die dag beter kon sien. Van al die reën het die skoonste water uit die berge uitgeloop en was daar die mooiste watervalle te sien. Maar genoeg gepraat, kom ek wys julle wat alles te sien was. Met my laaste aand by Cathedral Peak het die son uiteindelik net voor sononder begin deurbreek en kon ek uiteindelik van die Drakensberg se pieke deur die mis begin sien. Dit was 'n ongelooflike ervaring om net daar te kon sit en foto's neem en die absolute wonderskoon van die natuur te kon aanskou.
Die volgende oggend, met die son wat nou helder op die berge skyn, kon ek van die prominente pieke begin uitken. Cathedral Peak of Kathedraal Peak in Afrikaans is 3005 meter hoog, met die bel of klok aan die linkerkant. Verder links is die twee bergpieke bekend as die twee horings. Ek kon nog lank hier gesit het en kyk, maar dit was tyd om aan te beweeg na die Royal Nasionale Park. Weereens 'n pragtige plek met sy eie mooi berge en silverskoon riviere. Maar wat hier duidelik die kolle gesteel het, was die amfitheater wat daarbo uitgestrek gestaan het. Hier loop die Tugela rivier met die amfitheater net 'n paar kilometer weg en die hoogtepunt van die reis sou die volgende dag wees wat ek daarbo sou loop. Maar om bo by die amfitheater te kom, moet ek al die pad weer terugry soos ek gekom het, by Sterkfontein Dam verby en net voor Harry Smit links draai om by Witsies Hoek uit te kom waar ek die volgende 2 nagte sou deurbring. Omtrent 100 km om amper weer by dieselfde plek uit te kom. Vir die wat my goed ken, sal weet daar is 3 dinge wat ek mal is om af te neem. Sterre, berge en weerlig. En met my eerste nag by Witsies Hoek was al 3 gelyktydig daar om af te neem. Die Suiderkruis het net links van die amfitheater opgekom met 'n donderstorm aan die regterkant. Hierdie nag sou interessant word en ek het my kamera opgestel om 'n paar uur se foto's te neem. Ek kon nie vir mooier weer die volgende dag gevra het nie en ons was al vroeg die oggend by die Sentinel Car Park om die verkenning te begin. Sjoe, na al daardie dramatiese tonele was dit eers tyd om 'n bietjie te sit, asem te skep, water te drink, padkos te eet en van die ergste hoogtevrees ontslae te raak, hier aan die voet van die Sentinel Peak. Saam met my was hierdie knaap ook besig om die tonele in te neem. Volgende was nou om by die Tugela waterval uit te kom en dit beteken jy moes om die Sentinel stap en met hierdie angswekkende lere tot bo op die amfitheater klim. Gelukkig is daar geen beeldmateriaal van my op hierdie goed nie, julle sou dit ook nie graag wou sien nie. Bo op die amfitheater het Phineas vir die eerste keer vir my 'n boodskap uitgegooi dat ek nou 3000 meter bo seespieël is en dat ek mooi moet vlieg. Ek het met hom daarna die Tugela watervalle toe gevlieg, wat hang af wie jy vra, die hoogste of die tweede hoogste waterval in die wêreld is, op 'n afstand van 983 meter. Die oorsprong van die Tugela rivier begin daarbo
by Mount Excelsior, wat 'n hoogte van 3282 meter bo seespieël bereik. Ek gaan julle nie oorweldig met al die pieke se name nie, maar wel die een lang en dun piek word die duiwelstand genoem. Na al die opwinding was dit tyd om terug te keer na Witsiehoek Mountain Lodge, maar ek moes eers weer vir ou Laas naby die Sentinel verbyvlieg. Daarna is ons weer met die woeste pad terug, wat net begaanbaar is met 'n 4x4. Die volgende oggend het ek opnuut besef hoe gelukkig ek was om die mooi weer te kon hê daarbo op die amfitheater. Maar hierdie wolke en mis het dit weer 'n ander mooi aan die plek gegee. Nou was ek op pad na my laaste plek, waar ek ook 2 dae sou oorbly. 'n Plek wat absoluut glad nie hoef terug te staan vir die Drakensberge nie. Golden Gate Nasionale Park. Hier lyk elke berg anders en mooier as die ander een. Ons het behoorlik tussen hulle rondgevlieg.
Met hierdie besoek by Golden Gate was ek aangenaam verras oor hoeveel wild ek gesien het. Hulle loop neer in die vlaktes weg van die paaie af. Daar is verskeie staproetes wat mens kan loop, soos om tot bo op die brandwag te loop en die wêreld van daarbo af te bekyk. As ook die Echo Kloof binne in die berge. As ook die Sampioenberg. Die Dinosaur Museum is onlangs opgegradeer en was baie interessant om te besoek en te lees hoe fossiele net 'n klipgooi van die museum af ontdek is toe hulle besig was om die pad te maak. Die nag is ek bederf met 'n ongelooflike mooi donderstorm daar in die berge. En die volgende oggend was die amfitheater, wat mens nog steeds baie mooi op die horison kon sien, in goud bedek. Dit was tyd om huiswaarts te keer en hierdie lieflike omgewing vereers te verlaat. Baie dankie vir julle wat die video tot op die einde gekyk het. Ek hoop dit was vir julle net so 'n vreugde om te kyk as wat dit vir my was om af te neem en hierdie video te maak. Die moeilikste was om te besluit wat om in te sit en wat om uit te haal, want as ek alles moes insit, was hierdie video oor die 2 ure lank. Soos ek vir oulaas tussen die berge vlieg op pad uit Golden Gate uit, groet ek julle tot 'n volgende keer. As jy die video geniet het, voel vry om kommentaar te los. Mooi bly.